Goeiemôre my geliefdes, ek groet julle vanoggend weer eens in die wonderlike naam van hom wat is en wat was en wat tot in aller ewigheid sal wees. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle en ek vertrou dat die Here ook vir ons elkeen vanmôre 'n woord het om ons te dra in hierdie tyd wat kom. Kom ons sit net vir 'n oomblik so stil voordat ons die woord van die Here gaan oopmaak. En dan vra ons dat die Here vir ons vanmôre met sy woord sal seën. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend voor U kan buig en U ons Heer en Meester en ons Koning en ons God kan noem. Dankie dat ons in hierdie môre die vrymoedigheid het om ons hande op te steek en ons stemme te verhef en te kan opkyk in die oë van die Lam van God wat vir ons geslag is. Here, dankie dat ons so saam kan wees rondom U woord. Ons begeer vanmôre om te luister wat U vir ons wil sê. Ons maak ons harte en ons gees oop en ons bid dat U ons sal ontvanklik maak vir hierdie kosbare woord waarmee U ons vanoggend wil seën. Heilig dit binne in ons, Here. Laat dit groei en dat dit vrug dra tot eer van die naam van Jesus Christus. Ek bid vir elkeen vanoggend wat luister, wat inskakel, elkeen wat 'n behoefte vanmôre het om aan U vas te hou en van U krag te bid vir elke dag se loop op hierdie aarde. Seën ons vanoggend in Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom vanmôre uit Openbaring 15 vers 8. Hierdie een vers en ons gaan verskeie ander teksgedeeltes gaan ons dan nou opneem uit die woord van die Here uit wat aanklank vind by hierdie gedagte waaroor ons vanoggend dan nou wil praat. En Openbaring 15 vers 8 sê vir ons die volgende: En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die heerlikheid in die tempel voordat die 7 plae van die 7 engele volledig was nie. En die tempel het volgeraam word uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plae van die 7 engele volëindig was nie. Tot sover ons skriflesing. Mag die Here ons ryklik seën vanoggend met sy kosbare woord. Ek wil vanmôre gesels oor die derde fase waar ons die afgelope 3 weke al oor gepraat het, na aanleiding van Matteus 24, die profetiese rede. Ons het gepraat oor die val van Jerusalem, ons het gepraat oor die val van die kerk, in die jare 437 tot en met 19 of 1798 na Christus, toe die paus uiteindelik in gevangenskap gesterf het. En vandag fokus ons op die derde gedeelte of die derde fase, en dit is die tyd waarin ek en jy dan ook lewe tot en met die wederkoms van Jesus Christus. Die derde fase wat sal plaasvind. Maar ons doen dit vanmôre na aanleiding van hierdie frase: as die deur toegemaak word. As die deur toegemaak word. In die Engels praat dit van the close of probation. Dit is 'n term wat baie min mense nie verstaan nie. In die Sewende-dagse Adventiste kerk is dit 'n deel van hulle teologiese beredenering en verkondiging. Ander mense, ander teoloë wil nie regtig hierdie as 'n teologiese feit afmaak nie. Maar die Bybel praat tog daarvan. In Matteus 24 vers 37 tot 40 word daar vir ons gesê: soos in die dae van Noag, so sal dit wees net voor die koms
van Jesus Christus. Nou as ons terugkyk na Noag en wat daar gebeur het, ons het gesien dat die Here het gesien dat die wetteloosheid en die sonde op die aarde het in so mate toegeneem dat die Here die aarde wil vernietig het. En toe het die Here vir Noag opdrag gegee om 'n ark te bou. En Noag was ongeveer 480 jaar oud gewees toe hierdie opdrag na hom gekom het. Ons weet dat vir 120 jaar lank het Noag en sy seuns aan hierdie ark gebou en het hulle ook die mense uitgenooi om saam op die ark te kom. En het hulle die evangelie verkondig of die woord van God verkondig en gesê, gewaarsku, daar gaan 'n vloed kom, die Here het vir ons gesê. Maar die mense het vir hulle gelag. En op die 17de Februarie in die 600ste jaar van Noag se lewe op hierdie aarde het Noag en sy vrou en die 3 seuns en hulle vrouens in die ark ingegaan. En ons sien dat die Here het die deur van die ark van buite af toegemaak. Die Here het die ark se deur van buitekant af gesluit. In Genesis 7 vers 10, na 7 dae kom die waters van die vloed op die aarde en dit het die hele aarde verswelg, sê die Bybel vir ons. Daar het nog 7 dae 'n wagperiode het plaasgevind nadat die deur van die ark toegemaak is. Vir 7 dae het daar niks gebeur nie totdat die vloed oopgebreek het. Ons lees daarvan in verskeie plekke in die Bybel van hierdie deur wat toegemaak word. Dit begin by Adam en Eva wat in die tuin van Eden was. En toe het Adam en Eva gesondig voor die Here en was hulle ongehoorsaam. En ons sien dat die mens het dood in die wêreld ingebring. En die Here het vir Adam en Eva uit die paradys uitgedryf. En die ingang van die paradys het die Here dan toegemaak. Die toegang tot die paradys is toegemaak en daar is 'n engel met 'n vuurswaard voor hierdie ingang geplaas sodat niemand kon ingaan. En dit was as gevolg van die boom van die lewe wat ook binne in die tuin was. En as die mens dan van daardie boom in hulle sonde sou eet, dan sou hulle vir ewig in hulle sonde voortleef. So die Here het daai deur toegemaak. Ons lees in die Bybel in Matteus 25 vers 31 tot 41 ook van die 10 maagde wat wag vir die bruidegom om te kom. En uiteindelik toe die bruidegom kom, toe kom 5 van die meisies agter dat hulle nie genoeg olie in hulle lampies het nie. En hulle sê vir hierdie ander 5, maar gee vir ons 'n bietjie van julle olie. En daar was toe nou nie genoeg olie gewees nie en hulle moes toe nou uitgaan en uiteindelik het die bruidegom gekom en die bruilofsfees het begin en die deur is toegemaak. En toe hierdie meisies uiteindelik by die bruilofsfees opdaag, het die bruidegom vir hulle gesê, die deur is toegemaak, julle kan nie inkom nie. En vir ewig is hulle verlore. Ons sien dit in die gelykenis van die skape en die bokke. Die skape wat die Christene, diegene wat aan Christus behoort en wat hulle lewens aan Jesus Christus toegewy het en hom aangeneem het as verlosser, maar die bokke het verlore gegaan. Want die bokke verteenwoordig die rebelsheid en die sonde en diegene wat nie die Here Jesus kies nie. So luister ons ook na die gelykenis van die koring en die onkruid wat van mekaar geskei word. Alhoewel hulle saam op die lande gegroei het, het daar 'n tyd gekom waar daar 'n skeiding plaasgevind het. En ons weet dat die kaf is van die koring geskei en die onkruid is in vuur verbrand. My liewe vriende, as die deur toegemaak word, ons lewe op hierdie aarde maar 'n kort tydjie en ons weet dat
die deur van probasie, die tydperk van probasie vir die mens word gesluit die dag as ek en jy sterwe. Dan sê die woord vir ons baie duidelik, alhoewel baie mense 'n ander verkondiging het, daar is nie meer tyd om gered te word nie. Die dag as jy sterwe, dit is wanneer die deur vir my en jou toegemaak word en daar is nie meer redding en verlossing nadat ons gesterwe het nie. Die deur word vir ons toegemaak. En dit is wanneer die Here dan kom in Openbaring, en die Here sê vir ons ook in Openbaring, daar gaan 'n tyd kom. 'n Tyd waarin die Heilige Gees homself gaan onttrek van die goddeloses en vir ewig sal daardie deur toegemaak word. En daar sal 'n tydperk verloop van verskrikking wanneer die mense wat die merk van die dier aanvaar het onder die 7 plaae van God sal deurgaan. Hy sal deurloop. Die Here kom en hy gebruik in Openbaring, hy sê vir ons, wanneer hierdie deur toegemaak word, sal die wat onreg doen, nog meer onreg doen. En die wat vuiler sal nog vuiler word. En die regverdige sal regverdiger word en die heilige nog heiliger word. Openbaring 22 vers 11 tot 12. Openbaring 15 vers 8 is uitgeneem uit die Ou Testamentiese beeld van die tempel in 2 Kronieke 15 vers 13 en hoofstuk 7 vers 1 en 2, waar daar staan dat die tempel gevul word met 'n wolk van rook en die priesters kon nie hulle werk doen nie, want die heerlikheid van God het die tempel gevul. In hoofstuk 7 vers 1 en 2, toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom en hierdie offerhande is verteer, want die heerlikheid van God het die tempel gevul. So gaan daar dan aan die einde van die tyd, net voor die wederkoms van Jesus Christus, my broer en suster, 'n tydperk wees waar daar nie meer verlossing en redding van enige iemand op hierdie aarde sal wees nie, want die Heilige Gees onttrek hom van die wêreld af. Matteus 24 vers 15 tot 20 sê vir ons, wanneer julle dan die gruwel van verlatenheid of die gruwel van verwoesting wat deur Daniël gespreek is, die profeet sien staan in die heilige plek, dan moet julle weet, die tyd is naby. Maar ek wil vir julle vanmôre sê, my geliefde broer en suster en vriend en vriendin, telke male wanneer ons lees van die Here wat die aarde tref met sy wraak op die mense wat sonde doen, dan kom die Here God na my en jou toe en telke male sê hy vir ons, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie vrees vir hierdie dag wat gaan kom, wanneer die Here sy wraak gaan uitgiet op hierdie aarde nie. In 2 Timoteus 3 vers 12, Romeine 5 vers 3, Jakobus 1 vers 2 tot 3, 2 Korintiërs 6 vers 4 sê die Here, moenie bang wees nie. 365 keer in die woord van die Here kom hierdie gedagte voor. Moenie vrees nie, want ek is by julle. As ons dink aan die eindtyd en ons dink aan in dit wat in die geskiedenis gebeur het van miljoene Christene wat gesterf het as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Dan kom die Here en hy sê vir ons, in die derde fase sal dit harder wees vir die sondaars, vir die wat wicked is,
maar dit sal beter wees vir die gelowiges in die laaste dae. Wanneer hierdie groot verdrukking gaan plaasvind, dan sê die Here, ek sal elke oomblik by julle wees. Daniël 12 vers 1 tot 2 sê, en baie van hulle wat slaap in die stof van die aarde sal wakker word, sommige tot die ewige lewe en ander tot 'n skaamte van 'n ewige verdrukking. Die Here praat en hy sê vir ons, daar sal wonderlike dinge gebeur in hierdie tyd vir die kind van die Here ook. Net voor die opstanding van hierdie gelowiges, gaan daar 'n tydperk wees van groot verdrukking. En dan gaan die einde kom, die tweede koms van Jesus Christus. Dis interessant om te sien, wanneer ons dan die boek van Openbaring en die Bybel se profetiese woord lees, dat daar in hierdie 7 jaar waarvan gepraat word, 'n klein verdrukking sal plaasvind voor die groot verdrukking. Ons lees daarvan in in Openbaring 13 vers 16 tot 17. Voor hierdie 7 plaae van God oor die aarde uitgegiet gaan word, wanneer die vervolging van hierdie draak se krag vernietig sal word, gaan daar 'n klein verdrukking plaasvind. Ek lees dit vir ons in die Engels, Openbaring 13 vers 16 tot 17, and he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark of the beast on their right hand and on their right foreheads. Die Bybel voorspel dit vir ons, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast and the number of his name. Daar gaan 'n tydperk kom waarin die kind van die Here waar verdrukking sal ervaar en nie kan koop of verkoop nie. Dit gaan 'n sosiale, 'n finansiële verdrukking wees vir die Christen. Die lewe gaan aangaan, sê die woord van die Here vir ons. Maar die Here vra dat ons geloof sal hê en toewyding sal hê, en dat ons as ware uithou vermoë aan die dag sal hê om deur hierdie kort tydperk van verdrukking te gaan. Hy praat dan hier van 'n tyd waarin die mense God en die geloof in God sal versaak. Dit gaan 'n ekonomiese verdrukking wees. Daar gaan sanksies wees teen die kinders van die Here. Die dier of die anti-kris sal die vermoë hê om dit te kan kontroleer wie kan koop en verkoop. En dit gaan 'n verskrikking op die aarde veroorsaak. Maar ons sien dit alreeds gebeur reg oor die wêreld waar daar 'n kontantlose stelsel gepropageer word. En ons moenie bang wees oor hierdie goede nie, want dit is die begin van die einde, sê die Here vir ons. Hoe lank gaan hierdie verdrukking wees? Niemand weet regtig nie. Daar is nou baie tegniese goede wat ons kan uitwerk van 42 maande of 3,5 jaar. En ek gaan onsself nou nie vermoei daarmee nie. Ons kan dit later in 'n Bybelstudie kan ons dit bespreek. 1260 dae, daar's verskeie gedeeltes in die Bybel wat dit vir ons voorhou. Maar wat belangrik is, my broer en suster, is dat in hierdie klein tyd van verdrukking, na hierdie klein tyd gaan daar 'n tyd kom wanneer die mense, die kinders van God, 'n finale poging gaan aanwend om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En dan gaan daar 'n tyd kom wanneer die Heilige Gees hom gaan onttrek van hierdie aarde af, van die gelowiges af, van die ongelowiges af. Iets verskrikliks gaan gebeur, sê die Here vir ons.
In Romeine 22, Openbaring 22 vers 11 sê die deur gaan toegemaak word. Die wat verlore is, het dan nou die onvergeeflike sonde teenoor God gepleeg om nie hulle harte en hulle lewens aan die Here oor te gee nie, om nie wedergebore te word nie. En hulle sal dan vir ewig verlore wees. Daar sal nie meer enige iemand tot bekering kom nie. Daar sal niemand in die troonkamer van God kan ingaan, wat Openbaring 15 vers 8 vir ons sê nie. Dit sal die finale dae wees, en dan in daardie tydperk, wanneer die aartsengel Michael sal stop om in te tree vir die gelowiges op die aarde. Dit is wanneer die Here dan, God dan die opdrag sal gee, dat die 7 plaae op die aarde uitgegiet sal word. Geliefdes, dit is interessant om te kyk as ons sien dat soos in die tyd van Noag, ons sien dat Noag, nadat hulle in die ark ingegaan het en nadat die watervloed oopgebreek het en neergestort het op die aarde en alles bedek het, het Noag 371 dae saam met sy huisgesin en al hierdie diere in die ark op die watervloed gevaar. Vir 40 dae en 40 nagte het hierdie water reëns uitgestort op die aarde. En toe het hulle aan land gegaan. 371 dae is 'n klein bietjie meer as 'n jaar wat Noag in die ark op hierdie watervloed was. En hierdie is nogal vir ons 'n baie belangrike konsep. As ons gaan kyk, as ek nou vir julle 'n bietjie gaan verduidelik oor hoe lank gaan dit vat vir hierdie 7 plaae wat uitgestort gaan word op die aarde. Daar sal 'n tyd kom wanneer die deur toegemaak word. En dan, my liewe geliefdes, sal dit 'n hairy, scary oomblik wees wanneer die finale plaag op die aarde uitgegiet word. Romeine 16 of Openbaring 16 vers 1 sê vir ons dat wanneer die regverdige opgeneem gaan word in die hemel, ons weet dat en ek lees dit vir ons hier in die Engels, then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, go and pour the bowls of the wrath of God on the earth. Hierdie plaag, die laaste 7 plaag wat uitgegiet gaan word op die aarde, 'n spesifieke plaag soortgelyk aan die tyd toe die Here sy volk uit Egipte uitgered het. Baie van hierdie plaag is soortgelyk. En ons sien in Egipte, toe die Israeliete in Egipte onttrek was daar 10 plaag gewees. Hoekom is daar net 7 plaag? Want die Bybel sê vir ons die eerste 3 plaag wat Egipte getref het, was God saam met sy kinders. Met ander woorde, hulle het saam deur hierdie plaag gegaan. Die verskriklike swere wat op die mense gekom het en die bloed in die water en die duisternis. En dan lees ons in Openbaring, wanneer die Heilige Gees die deur toemaak, dan word daar 7 plae op hierdie aarde uitgegiet, spesifiek op diegene wat die merk van die dier aanvaar het. Die mense wat in daardie tyd nog sal lewe. En ek weet daar is baie wat verkondig dat daar 'n wegraping gaan plaasvind voor die tyd, want die Here is te lief vir ons om ons deur hierdie plaag te laat gaan. Maar dit is nie die boodskap wat die Bybel vir ons gee nie. Daar word eerder gepraat dat die Here saam met ons deur hierdie tyd gaan, saam met Israel,
het hy deur hierdie 10 plaag gegaan. Ons gaan deel wees, as ons in daardie tyd nog lewe, van hierdie plaag wat op die aarde uitgegiet word. Ons sien hierdie 7 plaag is, daar gaan pynlike swere op die mense wees wat die merk van die dier aanvaar het. En dan gaan die see in bloed verander. En die vars water sal in bloed verander, die 3de plaag. Die 4de plaag wat uitgegiet gaan word, is die mense sal deur verskriklike hitte verskroei word. Die 5de plaag is, daar sal 'n verskriklike duisternis en pyn wees op die saad van die draak, net soos wat dit in Egipte was. Die 6de sal wees, en ons het alreeds in die sosiale media verneem, dat die Eufrates rivier en die Tigris rivier is besig om op te droog. En ons sien dat dit 'n fisiese en 'n geestelike betekenis het. En dan die 7de plaag, net voor die koms van Jesus Christus, is die aarde sal geskit word, en daar sal haal op die aarde wees, moordende haal wat mense dan sal doodmaak. Dit sal die laaste aardbewing wees, wat die aarde dan sal oopruk. Nou hoe lank sal dit wees, hierdie 7 plaag? Baie mense sal sê 7 jaar van verdrukking. Baie predikante preek daaroor, veral in terme van Daniël 9, oor die 490 jaar profesie. Maar ek wil vir u vandag sê, die Here sê vir ons, hoe lank gaan hierdie plaag op die aarde wees? In Openbaring 18 vers 8 staan daar vir ons die volgende geskrywe. En hy sê, daarom sal haar plaag op een dag kom. Dood en droefheid en honger en met vuur sal sy verbrand word. Want sterk is die Here God wat haar oordeel. Hierdie plaag, hierdie 7 plaag, sal op mekaar volg, baie vinnig, soos in Egipte se tyd, en soos die plaag wat Job ook getref het. Baie vinnig sal hierdie plaag kom. Die Bybel sê vir ons, dit sal in 'n jaar wees. Dink net vir 'n oomblik, dat as die see bloed word, en daar nie water is, om die mens en die dier te voed nie, en al die riviere word bloed, niemand sal dit oorleef nie. Wanneer die mense verskroei word met 'n groot hitte, niemand en niks sal kan groei op hierdie aarde nie. Die hele aarde sal vernietig word, ons sal nie so lank sonder kos kan bly nie. Maar die Here sal vir sy kinders sorg. Hierdie swere, pynlike swere wat op die mense sal kom. Die Here sê vir ons, dat die tyd gaan aangaan, mense gaan kan koop en verkoop. Maar ons weet dat hierdie gaan net 'n kort tydjie wees, hierdie 7 plaag. Rug aan rug, so vinnig op mekaar, sê die woord van die Here vir ons. En dit is belangrik dat ons sal weet dat in daardie tyd sal die Here vir ons dan deurdra in hierdie groot verdrukking. Ek is 'n ferm gelowige van 'n derde groep van gelowiges wat sê, en ek dink die Bybel ondersteun dit ook, dat die Bybel sê nie vir ons dat ons weggeneem gaan word nie, maar dat ons gered sal word deur die verdrukking en nie van die verdrukking nie. Openbaring 3 vers 10 kom die boodskap na die kerk van Philadelphia, en ek lees dit vir ons weer, because you kept my command to preserve, om deur te druk. I also will keep you from the hour of trial.
from the hour of trial, which shall come upon the whole earth, the whole world, to test those who dwell on the earth. Die Here sê, ek sal julle daar deurdra. God het ons so lief, dat hy vir ons wil sterk maak in hierdie tyd. Daar sal baie wees wat sal sterwe voordat hierdie goede gaan gebeur. Maar die Here sê, I will keep you from the hour of trial. Die Here sê vir ons ook in Jesaja 57 vers 1, hy sê, the righteous perish, die regverdige vergaan, en geen man neem dit ter harte nie. Die genadige mense, die mense wat genade betoon, word weggeneem, en niemand dink daaraan, dat die regverdige weggeneem word van die boosheid op die aarde nie. 2 Kronieke 34 vers 28 sê die Here ook, surely I will gather you to your fathers, and you shall be gathered to your grave in peace, and your eyes shall not see all the calamity. Wat ons by hierdie punt bring van Openbaring 3, wat sê dat the age in the church in Philadelphia will be placed in their rest, and they will not witness the great tribulation that comes at the end of Laodicea. Hierdie 7 kerke verteenwoordig ook die 7 stadia van die kerk. En daarom sê die Here, in hierdie tyd, en ons lewe in die kerk van Laodicea, vra die Here in Handelinge 14 vers 22, dat ons siele moet versterk word, sodat ons in die geloof kan bly en sê, ons moet deur hierdie laaste verdrukking gaan, en dan sal ons verenig word met ons Here Jesus Christus. Geliefdes, moenie bang wees vir hierdie tydperk nie. Hierdie dinge moet kom. Die warm en die scorching heat, waarvan gepraat, verskroeiende hitte, is al reeds op verskeie plekke op die aarde, wat ons dit sien. Maar die Here vra vir ons, dat ons sal deurdruk tot die einde toe, en die wat deurdruk tot die einde toe kom, die belofte, sal gered word. Moenie 'n fout maak nie. Dit gaan 'n verskriklike tyd wees vir die gelowige en die ongelowige, en die toets gaan geweldig wees om te weet wat die merk van die dier is. Maar die wat deurdruk, sê die Here, sal deur God beskerm word en gered word. Ek wil graag afsluit, en ek wil vir jou sê, 1 Petrus 4 vers 12 sê vir ons, geliefde, moenie dink dat dit vreemd is om deur hierdie verskriklike tydperk te gaan nie. Daar is mense wat dit verkondig. Ek sê, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as through some strange things happening to you. Some Christians are going to be shocked. The church will be here through the time of tribulation. Die Here kom om sy kerk te kom haal, sy kerk, sy bruid, waar daar geen vlek is nie, en geen krekel in is nie. En dit is deel van hierdie verdrukking wat gaan kom. So ons moet onsself voorberei vir daardie dag. En hoe moet ons self voorberei? Die Here sê dit baie duidelik vir ons in Psalm 91, en ek wil dit graag vir ons lees. Hierdie wonderlike Psalm wat die Here vir ons gegee het as 'n troos, en ek lees dit vir ons
vers 7 tot 10 sê die Here vir ons hoe ons onsself kan voorberei. En hy sê geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. En hy sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip sal stamp nie. Die Here beloof dit vir ons. Hy sê 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall fall upon you, and nor shall any plague come near your dwelling. Dit is God se belofte vir sy kinders, net soos wat hy met Israel gedoen het, toe hy hulle uitgered het. Die hartseer is, my broer en suster, daar is baie min tyd, waarin die kinders, die ware kerk van die Here Jesus Christus, 'n tyd het om die evangelie te verkondig aan die wêreld. En die hartseer is, daar is baie mense wat dink, hulle gaan gered word, maar hulle is nie gered nie. En dit is vir die wat die Here sal sê, maar ek ken jou nie. Gaan weg van my af. God beloof ons dat as ons hom sy tuiste maak, sy dwelling place, sy kerk, en wanneer jy in Christus is, en wanneer jy jou lewe aan die Here oorgegee het, dan sal hy sy engele aangaande jou opdrag gee om jou te beskerm, soos die bloed aan die deurkosyne en hierdie doodsengel verbygestap het en daardie dood van die eersgeborenes nie op ons gekom het nie. So sal dit ook wees met die kinders van die Here in hierdie finale tyd, hierdie derde fase, voordat die lam van God kom. Aanvaar Jesus Christus as jou persoonlike verlosser, en hy sal jou beskerm deur hierdie plaag. Johannes 16 vers 3 sê, hierdie dinge het ek gespreek, dat jy vrede mag hê in my. In die wêreld sal jy verdrukking ervaar, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorkom. Jy het geloof nodig om deur te druk totdat jy gered word. Mag die Here vir my en jou seën met hierdie boodskap vanoggend, en dat ons weet ons veilig is in die hande van die Here, al kom daar 'n geweldige verdrukking na ons toe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die kosbare woord. En alwel as ons luister na die dinge wat nog moet kom, en die dinge wat al reeds gebeur het, is dit menslik om bevrees te raak oor hierdie dinge. Maar U vra van ons geloof, 'n kennis en 'n vaste vertroue. U sal by ons wees elke oomblik, maak nie saak wat na ons kant toe kom nie. Here, seën elkeen wat hierdie woord vanmôre gehoor het, en maak ons sterk in U, in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing, tot eer van die Here. Ek wil julle vanmôre graag huis toe stuur, van die wêreld instuur, met die woorde van Johannes 14 vers 27 tot 31. Waar die Here vir sy disippels sê, hy sê, nou gaan ek weg, en ek laat vrede by julle bly. Ja, ek gee my vrede vir julle, maar ek gee nie vrede soos die mense van die wêreld vrede gee nie.
Julle moenie bang en ontsteld wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle sê, ek gaan weg, en ek kom weer, terug na julle toe. As julle lief is vir my, dan sal julle bly wees as ek teruggaan na die Vader, want hy is belangriker as ek. Ek het nou vir julle alles vertel voordat dit gebeur, sodat julle in my sal glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer baie met julle praat nie, want die Satan, die leier van die mense van die wêreld kom. Hy is nie sterker as ek nie. Maar ek wil graag hê die mense van die wêreld moet weet dat ek lief is vir die Vader. Daarom doen ek alles wat die Vader vir my gesê het. Julle moet nou opstaan, want ons moet gaan. Vrede vir julle, en mag die Here by elkeen van julle wees. Amen.